Goeiemôre, good morning. Ja, daar wag ek nou vir 'n lekker noot of 6, maar net goeiemôre aan julle algaar, good morning. Dit is so lekker om saam met julle te kan kuier. Ek gaan sommer so met die deur in die huis val vanmôre en vir jou vertel waarna jy kan uitsien in vandag se program. Ons gaan natuurlik weer lekker draai maak by die veearts, vind bietjie meer uit oor hoe leiers momentum kan bou. Arnold gesels oor sport, ons kry stylwenke vir feeste en natuurlik kom Barto 'n lekker musiekie met ons deel. Splinternuwe musiek. Lekker, spiksplinternuut, soos wat jy gewoonlik wil sê. Ja, jy sien daar. Jy is altyd opgewonde oor die spiksplinternuut musiek. Splinternuwe treffer, ag en sommer allerlei stories wat ons vandag gaan aanhoor. Ja, ek wonder partykeer wanneer jy nou die pad vat, nê, na hierdie program, of jy dan die liedjie waar jy gesels, hy kliphard luister. Ek doen, laat ek, ja, jy weet ek word nou so, ek kry so 'n ou lusmakertjie hier, dan voel ek nou wil ek hom ordentlik gaan luister en dan kyk ek hoe gou kan ek die deuntjie fluit. Ek dog neurie. Nee, is lekker, maar spiksplinter musiek is altyd lekker. Goed, Pieter, ons wag vir jou spiksplinternuwe musiek ook, Eersdaags. Daar sy. Goed, maar dit is 'n propvol program. Jy weet nou aanleiding van dit waarna jy nou alles verwys het, maar dit is natuurlik eers tyd vir die oggendpraatjies. So. My lekkerste. Wat het jy daar vir ons? Man, het jy nou al ooit 'n foto van iemand gebruik en dan maak jy nou een van 'n WhatsApp stickertjie daarvan? Ek het. Het jy dit al gedoen? Ja, ek het. Ja, dit was in 'n stadium. Jou stouter? Nee, ek bedoel maar net, dit is ons het jy weet die ou legendes in die musiekbedryf. Ja. Ons het van hulle foto's gevat en 'n paar plakkers daarvan gemaak. En ek verstaan dit nou reg, nee, 'n plakker is mos nou daai fotootjie wat jy nou as jy nou 'n WhatsApp boodskap of so kry dan. Ja. Presies dit. Nee, daai. Jy weet, ons het al gesien Johan stem het ook. O, jong, jy weet. Daar sy. Dan kan jy nou 'n sê dingetjie bysit. Man, ja, stel jou voor, jy weet, jy gebruik net die foto en jy lag saam met jou vriende en al daai lekker dinge. Iemand neem 'n screenshot van jou en dit is maar net 'n simpel selfie, maar jy maak dit 'n WhatsApp sticker en skielik verskyn jou gesig in groepsgeselsies waarvan jy nie eens deel was nie. Onskadelike grappies, né? Wel, doen nou nie. Volgens 'n onlangse berig kan daardie plakker jou vriende eintlik in die moeilikheid laat beland. Onder Kenia se wet op databeskerming tel jou gesig as persoonlike data en om dit sonder jou uitsluitlike toestemming te gebruik is taboe. Prokureurs waarsku dat dit jou grondwetlike reg op privaatheid en waardigheid kan skend. En ja, jy sien ek is nou op 'n sticker. Ons kom so agter. Die sticker wil nou skend en hy wil strend en hy wil strand toe en al daai lekker dinge. Hy wil plak ook, ja. En as die sticker jou begin spot of verneder, kan dit selfs beskou word as naamskending of kubertuistering. So, volgende keer as jou vriende plakker mal raak met jou foto's, sê dadelik vriendelik, hey, vra eers of glimlag net en sê, bere daar een vir jou toekomstige hofsaak. Weet jy wat? Ek kan nou maar hierdie geheim verklap, maar ons het selfs met sommige lede hier agter die skerms. Ons het van hulle foto's ook plakkers gemaak. Hoe is dit? Ja, sommige van ons gebruik dit wanneer ons wil kommunikeer. Maar toe maar ons nog nie een van jou gemaak nie. Luister, het jy gesien, ek het geen uitdrukking hier op my gesig nie, want ek dink, hoekom is ek nie deel van daardie gesprekke nie? Of hoekom het ek nog nie ergens opgeduik nie? Ou Daanlike Waan, een van ons kameramanne. Ja, ons het 'n plakker van hom ook gemaak, maar hy het vir die foto, jy weet, hy het reg gereed gestaan vir die foto. Ja. So hy is bewus daarvan. Ja, so ook sommige van die ander mense, so ons gaan nie in die moeilikheid kom nie. Ja. Maar ons sal maar eers vir jou toestemming vra. Ja, julle weet en anders sê ek vir jou, sien jou op jou hof se stoep. Ons gaan vir jou, ja, nee, ons gaan enetjie maak waar jy so breed glimlag, jy weet, daai normale breed glimlag van jou en dan spiksplinternuut. Ja, daar sy, spiksplinternuut. Welkom, hier is hy vir 'n spiksplinternuwe treffer. Hey. Daar kom hom Johan ook nou deur. Daar sy, kyk hoe kyk hy vir my, kyk hoe kyk sy vir my. Maar ek het dit nooit geweet nie, maar okay, ek sal nou al die plakkers uitwis wat ek vir mense gebruik het. Kyk, die groot ding vir my is maar net ek is al hoe meer geskok oor, jy weet, hoe ernstig hierdie dinge deesdae of in watter mate dit mense in die sop kan laat beland. Ja. So 'n mens moet maar versigtig wees, maar dit maak vir my tog sin, jy weet, na aanleiding van weet jy wat gebeur nou dag met my? Iemand neem 'n foto van my op die vliegtuig terwyl ek slaap. Terwyl ek slaap, Pieter. Jy sien.
En toe vind ek na die tyd uit, hulle sê dis eintlik onwettig. Mense mag nie foto's van ander mense op die vliegtuig neem nie. Het jy ook al, selfs as jy in 'n vliegtuig of op 'n bus of 'n toer besit en jy wil nou 'n selfie van jouself neem en iemand is agter sonder jou toestemming, Ja. kan dit ook vir jou moeilikheid maak? Ek het nog nooit 'n selfie op 'n bus geneem nie. Nee, maar dink 'n bietjie aan mense wat hierdie toeristefoto's op Instagram Ek hoor, en goeters wat jy so sien dan. Sien jy het iemand Jy moet nou maar kyk daai hier 'n tannie van agter. Wat doen hy? jy moet maar die portrait mode aanskakel, Ja. nee. Dan blur jy hulle uit. O, so ek het gedog is vir die vlekkies in die plooie. Okay. O. Ha, sê, nee, ek leer elke dag ou ietsie man. Right jou. Pieter. Wel, van wat sal 'n mens nou maar sê, van daai plakkers na die ruimte, die buitenste ruim. Die sken die strand. Ja, die bemanning van Artemis 2 is nou op pad terug aarde toe. Het jy die reis gevolg? Ek het so 'n stukkie van hom hier en daar gevolg, maar ag, dis een van daai Amerika is weer besig om maan toe te gaan. Ja, nou wel, hulle is nou op pad terug na 'n historiese vlug om die maan. Ek dink dit is ek sal ook so 'n bietjie droom daaroor. Ek sal dit nogal wil doen. Die 4 ruimtevaarders het nie net asemrowende uitsigte beleef nie, maar ook rekordafstande gereis, verder as enige mens in meer as 50 jaar. Nou, hulle het onder meer 'n sonsverduistering vanuit die ruimte gesien, kan jy jou indink, ook meteoriet impak op die maan waargeneem en het selfs vir sowat 40 minute alle kontak met die aarde verloor. Volgens NASA het die sending reeds waardevolle wetenskaplike data opgelewer, terwyl die span ook geskiedenis gemaak het met verskeie eerstes, insluitend die eerste vrou en eerste nie-Amerikaner wat om die maan reis. Interessant dat hulle om die maan wou reis en nie weer op die maan wil gaan land nie. Ja, Maar dit is seker nou weer 'n plan om later van tyd iemand daar te gaan vestig of waarskynlik. neer te sit. Ek dink die beeldmateriaal wat hulle vasgevang het in die proses is merkwaardig. En dis vir my goed. Kyk, ek moet sê ek is nogal elke keer weer eens verbaas wanneer ek sien hoeveel mense werklik belangstel en so iets volg, jy weet. Baie interessant. As jy die kans sou kon kry, sou jy dit doen? Sonder twyfel. Ek sal inderdaad sê baie dankie, maar hierdie enetjie kan verby my gly want wat entevrees aanbetref, sit ek met 'n hengse probleem. Is dit? Ja. Nee, as op 'n stadium voel ek wil uit, ek wil nou spasie hê. Ek hoor jou, maar dink net as jy lekker daar so rondsweef in die ruimtetuig. Dink nie dit moet lekker wees nie. Dit lyk baie idillies, maar as ek wil uit, dan wil ek asem gaan skep. Dit is vir my die probleem. Nee, Ja, maar dan ek sal dink ons 'n jy mens nou moet maar hier los. Ja, ek sal vir julle kyk, as met julle kontak maak en selfies van hier af opstuur. Hoe's dit? Hoorie, maar dit is vir my baie interessant, nê, en ek kan nogal dink, jy weet, al die data wat hulle kan inwin, nou weer op so 'n reis en so tog en ek sê maar net ook vir daai 20 minute of wat ek nou nie kontak gehad het met die aarde nie, sal ek nogal dink. Dis amper soos wat ons doen, jy weet, ons het die hele tyd 'n regisseur of 'n span wat ten minste in jou ore vir jou sê jy het soveel tyd en ek dink dit is nogal dieselfde, heeltyd net so nou dan alles is nog oké daaronder op die aarde, ons is nog oké bo en as dit skielik doodstil is. Ja. Ek dink dis nie tergend wanneer jy alle kontak met die aarde verloor. So daai sal waarskynlik die deel wees waarvan ek die minste hou. Maar nie. Moenie kontak met ons verloor nie. Ons gaan vir jou net hier hou met jou voete op die aarde of lekker met vlekkies daar in die hemel. Geniet dit en kuier saam met ons hier by Goeiemôre. Good morning. Dis die plek waar jy wil wees. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom
Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Ons kuier gewoonlik weekliks by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk, maar vandag doen ons dit so 'n bietjie anders. Ons het kom indoor by Dorendraai Vriesperd Stoet en ek gesels vandag met een van die direkteure van die dierehospitaal, Reino, oor perdereproduksie. Reino, baie dankie dat ons nou vandag hier kan kuier. Baie dankie Elsa, dit is 'n groot voorreg om julle hier te hê in die produksiespan. Dit is regtig een van my gunsteling stoeterye en dit is 'n voorreg om julle hier te hê. Reino, ek het nou verwys na die feit dat jy 'n direkteur is, maar vertel ons net so 'n bietjie van die ontstaan van die dierehospitaal en wat presies jou rol behels. Elsa, so ons het Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk begin in 2021 en ons het tans 14 permanente veeartse wat by ons werksaam is, waaronder daar 3 spesialiste is, Dr. Hermine Viljoen, sy is ons spesialis chirurg. Julle het al in vorige episodes lekker met haar gesels en dan het ons ook vir Dr. Paul Meller, hy is 'n internasionaal erkende medisyne spesialis en dan het ons ook vir Dr. Ulrike Kafka, sy is 'n spesialis radioloog. Die res van ons GP veeartse is almal buitengewoon goeie geneeskundiges waarop ons ongelooflik trots is. Ons het ook 'n uitstekende span veterinêre verpleegsters en veterinêre tegnikuste waarsonder die hospitaal nie vir 'n dag optimaal sal kan funksioneer nie. Ek is self 'n veterinêre tegnikus en ek het in Colorado State Universiteit in Amerika perdereproduksie geswat wat as 'n beurs aan my toegeken was deur die stryd om Arabieperd te doen. Ek wil sommer net vir hulle ook sê dankie vir die geleentheid. En dan is ek by DAF geregistreer as 'n embryo transferer wat basies onder die Animal Improvement Act geregistreer is. As ek nie besig is met perdereproduksie werk nie, dan maak ek seker ons veeartse is almal gelukkig en funksioneer optimaal. Ek is ook verantwoordelik vir die kliënteverhoudinge waar ek seker maak kommunikasie en kwaliteitdiens is van uitmuntende gehalte. Nou ek kan nie glo dat ons nog nie ons eregas voorgestel het nie, so wie staan hier by ons? Hier by ons staan Tiaan van Doringdraai. Hy's ook een van die filletjies wat ons hier gedoen het deur kunsmatige inseminasie en hy staan 11 jaar oud. Goed, vertel ons net so 'n bietjie meer van perdereproduksie. Also, so perdereproduksie kan in 3 hoofelemente geverdeel word. Eerstens kunsmatige inseminasie en dan ook estrus monitering van merries. Dan kry ons hingste wat ons saad mee kollekteer, evalueer en prosesseer en ook dan semenbevriesing en dan het ons ook embryo-oorplantings waar ons embryos van 'n skenkermerrie oorplant in 'n surrogaatmerrie of 'n draermerrie dan nou wat dan geboorte kan gee aan topgenetiese materiaal. Kunsmatige inseminasie. Wanneer is dit nodig en wat presies behels die proses? So kunsmatige inseminasie is basies nodig wanneer merries nie natuurlik kan dragtig word nie of wanneer daar fertiliteitsprobleme is. Dit kan ook wees dat baie keer is die hings in 'n ander provinsie en dan moet daar saad gekollekteer word en opgevlieg word na ons om die merrie te kan insemineer. Die meerderheid van diere wat gebruik word vir kunsmatige inseminasie, hingste en merries, is ongelooflike waardevolle diere met topgenetika. So die eienaars moet ook hulle absolute beste probeer om die perde te beskerm teen moontlike beserings wat kan plaasvind gedurende natuurlike dekkings. Nou, embryo-oorplantings klink nogal na 'n ingewikkelde proses. Wat dit basies betref is dat 'n skenkermerrie word sy embryo word oorgeplant in 'n draermerrie se baarmoeder nadat fertilisasie reeds plaasgevind het. Hoe dit basies bewerkstellig word is dat die merrie wat die skenker is van die embryo omtrent so 7 tot 8 dae na ovulasie word hulle geflash met 'n steriele vloeistof. Nadat die proses gedoen is, dan soek ons vir die embryo onder die mikroskoop. As ons die embryo gekry het, dan word die embryo gewas met 'n spesiale medium en dan word die embryo oorgeplant in 'n surrogaatmerrie se baarmoeder wat nou die dragtigheid gaan deursien. Sjoe, dit klink vir my omtrent na 'n ingewikkelde maar interessante proses. Watter faktore sou jy sê speel 'n rol
wanneer dit kom by die suksespersentasie van so 'n oorplanting? Also ek sou sê definitief die tydsbeplanning. Dit is baie belangrik dat mens moet weet wanneer die merrie wat die skenker is en ook die moontlike surrogaatmerries ovuleer. So tydberekening is baie belangrik. En dan sal ek ook sê die kwaliteit van die saad is baie belangrik om konsepsie te laat plaasvind. Nou, hoeveel perdefilletjies sou jy sê kan jy jou perdekinders noem na aanleiding van jou betrokkenheid in hulle geboorteproses? Elsa, dis eintlik 'n moeilike vraag om te antwoord, maar ek het in 2015 teruggekom van Colorado State Universiteit af. So dis 'n goeie 11 jaar gelede. En ek dink ons doen so on average doen ons omtrent so tussen 50 en 120 filletjies per seisoen. Sure. So ek dink is veilig om te sê dat daar naby 1000 filletjies tans op hierdie areas wat ek my perdekinders kan noem. Watter raad het jy vir iemand wat waarskynlik dieselfde loopbaanrigting wou volg? So ek dink ek was baie bevoorreg geweest om Colorado State toe te kan gaan en daar te gaan swat. Dis 'n baie duur proses en ek dink nie daar's regtig 'n universiteit wat spesifiek perde reproduksie kan doen in Suid-Afrika nie. So ek sal definitief sê as dit 'n liefde en 'n voorspoed is vir jou, die beste is om eers te gaan swat en eers ten minste 'n parawet graad te gaan doen as jy nie self veearts en hy gaan swat nie. En dan moet jy seker maak jy kom by die regte instansie wat vir jou die ordentlike opleiding kan gee en in detail kan leer sodat jy kan suksesvol wees met dit. En dan, soos enigiets in die lewe, hoe meer jy dit oefen en hoe meer betrokke jy daar is en as jy passie byvoeg, dan dink ek is dit 'n suksesresep. Reina, baie dankie. Dit was nou 'n baie interessante kuiertjie vandag. Baie dankie Elsa, dit is so lekker om julle hier te hê en ons sien jou dan volgende week. Nou ja, volgende week loer ons weer in by die praktyk, maar onthou om Olympus 24-hour web te besoek vir meer inligting. Om 'n nuwe leiersposisie te beklee klink opwindend, maar wat gebeur as die span wat jy erf nie heeltemal werk soos wat dit moet nie? Ek gesels nou met die talent- en kultuurstrateeg Anja van Beek oor praktiese stappe om 'n sukkelende span te help om weer momentum te bou. Dis so voorreg om met jou te kan gesels en ek dink is 'n baie belangrike onderwerp. Baie dankie dat jy vanoggend hier is. Dankie vir die uitnodiging Elsa, dit is sommer lekker om saam met jou te gesels. Nou Anja, baie mense stap in nuwe rolle in, jy weet, en erf dan miskien 'n span soos wat ek nou gesê het wat nie noodwendig so lekker funksioneer nie. Hoe algemeen is so 'n situasie? Hoe gereeld kry jy daarmee te doen? Ek kry baie daarmee te doen. Ek dink dit is ek sien dit gereeld met die kliënte wat ek werk wat hulle opgewonde is. Hulle is nou aangestel in hierdie bestuurdersrol, maar die mense wat saam met hulle werk of die span, soos jy sê wat hulle geërf het, is nie die span wat hulle self sou gekies het nie. So dis baie algemeen, veral as jy 'n aanstelling kry binne 'n maatskappy wat jy kan ek maar sê skuif van een afdeling na 'n ander afdeling toe, is dit nogals die realiteit. Goed, so wat is die grootste fout wat nuwe leiers dan maak wanneer hulle probeer om so 'n span reg te ruk? Die grootste fout, Elsa, is dat hulle inkom en hulle dink hulle moet oornag amper daai held wees wat alles regmaak. En ek dink jy moet amper jou gedagtes rondom dit verander om te sê, weet jy wat, ek is nie hier om hulle reg te ruk nie. Dit is 'n proses waar ek net baie intentioneel moet wees oor hoe help ek hulle om suksesvol te wees. Want as jy kyk na daai groep mense met wie jy werk, dan moet potensiaal wees. Dit mag wees dat ons dit nie op die oomblik raak sien nie, as jy kyk na hulle werk, maar dit is die ding, moet dit nie oornag probeer regryk nie, maar wees baie intentioneel oor hoe help ek hulle om dan suksesvol te wees. Nou jy verwys na die sogenaamde goud in 'n span en die feit dat 'n mens dit eers moet raak sien. So hoe doen 'n mens dit prakties? Ja, so ek dink as jy gaan kyk na sien die goud in die span, wil ek hê jy moet dink aan met elke individu met wie jy praat. Belangrik om 1-tot-1 gesprekke met hulle te hê en te gaan kyk maar wat doen daai persoon goed? Wat is dit wat uitstaan? Wat kan ek raak sien wat ek op 'n ander manier kan aanwend of wat ek net kan sê vir hierdie deel van die werk wil ek hê jy moet daarop fokus. Hoe belangrik is dit om duidelike doelwitte en 'n visie vir 'n span te skep? So dit gaan nie net oor die duidelikheid daarvan nie, maar dit gaan ook oor die meetbaarheid daarvan. Want as ons nou met 'n span werk en ons vertel vir hulle wat is die visie, is dit een ding. Maar om dit dan af te breek in meetbare doelwitte, want ek dink as ons praat van momentum, om daai span momentum te gee, as jy sien hulle bereik hulle doelwitte, gee dit vir hulle so 'n bietjie trots en hulle so 'n bietjie, ek sê altyd, wees baie doelbewus om sukses te ontwerp en vir hulle te kan sê, einde van die week, kyk wat het ons reg gekry. Ons kan dit celebrate. Maar hoe lank neem dit, wanneer 'n mens realisties na so 'n kwessie kyk, hoe lank neem dit om so 'n span reg te ruk?
Dis 'n moeilike vraag want ek dink nie daar's 'n spesifieke tyd wat ons daaraan kan koppel nie, maar wat ek wel kan beamoen is dat dit tyd vat. Hulle sê dat wanneer ons 'n verandering kommunikeer, moet ons ten minste 8 keer oor dieselfde onderwerp praat. So jy kan nou dink, as ons nuwe doelwitte stel, as ons nuwe verhoudinge probeer bou en mense in die besigheid te beïnvloed, selfs met jou span, 8 keer kommunikeer oor dieselfde boodskap. So dit vat tyd. En ek dink mens moet geduldig wees, maar wel vir hulle uitwys hoe ons momentum bou en vorder. Anja, wat 'n insiggewende gesprek. Baie dankie dat jy vanoggend met ons hieroor kom gesels het. Hoopelik gesels ons weer in die toekoms. Dankie Elsa. Goed, nou bly net waar jy is, want net hierna draf ons oor na die atletiekbaan. Jy's ingeskakel by Goeiemôre Good Morning. Onthou om ons op sosiale media te gaan volg om op hoogte van sake, sommer ook hier agter die skerms te bly. En dan kan jy natuurlik ook 'n draai gaan maak op ons YouTube-kanaal, indien jy enige van hierdie interessante en insiggewende gesprekke misgeloop het. Ons is nou weer terug. With comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis wifi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Dis sporttyd hier op Goeiemôre Good Morning en dis hoekom ek nog steeds Arnold Geerts is. Van die baan tot die veld tot by die pad, atletiek bly een van die mees toeganklike en opwindende sportsoorte in die land. Maar agter elke suksesvolle atleet, wedloop en dies meer is daar strukture wat talent ontwikkel en geleenthede skep. Ek gesels nou met die president van Atletiek Mpumalanga, Paul Bester, om meer uit te vind oor hoe hulle rol sien en hoe hulle atletiek in die provinsie bevorder. Paul, lekker om jou saam met ons te hê. Dankie vir die verry al die pad af van die middel van nêrens af vanoggend om hier te wees. Môre Arnold, nee, baie dankie dat jy ons genooi het. Jy weet, dit is altyd rugby en netbal en cricket, maar vandag is dit 'n bietjie atletiek. Ja, ek dink ek kry so 'n bietjie kritiek omdat daar meer atletiek hier by ons is as wat normaalweg die geval is, maar dit is een van my liefdes. Paul, ek dink die eerste ding, kom ons kop af, jy het so onlangs 'n baie groot toekenning gekry. Vertel my net daarvan. Ja, ons was gelukkig as 'n federasie om die federasie van die jaar te wees in Mpumalanga, waar ou juis bietjie teen die Pumas en die cricket en die sokker deelgeneem het en Mpumalanga Sportgovernement het ons toe aangewys as die beste federasie in die provinsie. Maar net het gegaan maar oor die landloop, die atletiek, die padhardloop wat goed gaan in die provinsie. Ek dink ons het 'n suksesvolle SA landloop aangebied waar jy self die stem gesing het en ek dink dit is hoekom ons dit gekry het. Ek betwyfel dit baie sterk. Wat vat dit in jou estimasie om 'n goeie administrateur te wees?
Weet jy wat, ek sê altyd, ek het vroeër gesê, ek is 'n groot Whitey Basson fan, en hy het altyd gesê, jy omring jou met die bestes, en dis wat ek probeer doen het. Ek het die beste atletiek en landloop en padhardloop voorsitter en komitees, en hulle is die ouens wat die werk doen. Ek lyk nou maar mooi, ek is die gesig en die man met die geld, maar hulle is die ouens wat die werk doen. En jy moet maar jou vinger daarop hou, jy moet maar seker maak dat hierdie ouens het 'n doel en 'n plek waartoe hulle moet werk. Jy weet, ons kry van ISA wat wil hulle hê van ons, maar as 'n provinsie is jy op jou eie. En as jy nie seker maak dat jou ouens onder jou die werk doen nie en dieselfde doel het as wat jy het nie, dan gaan jy nie daar uitkom nie. En ek dink my komitee trek 100% saam met my agter my aan om seker te maak dat ons nommer 1 of nommer 2 of nommer 3 is. Jy was self 'n goeie atleet op jou tyd. Dink jy dit help of al dan nie? Ek dink ek was baie gelukkig, weet, van skool af deurgekom, gehardloop. Ek was 'n 1500-3000 atleet. Ou daad Johan Fourie fan gewees. Almal wil 'n myl gehol het. Wie was nie? Onder die 4 minute. Maar hy was daar en ek sal nooit sê ek het vir John ook gelike John Verster nie. En so het ons deurgekom. En deurgekom van die atletiek af, deurgaan cross country toe en van cross country af padhardloop begine doen. En jy weet daarna as dit Comrades, almal elke ou wil 'n Comrades hardloop soos iemand wat 'n Everest wil uitklim. Ja, jy moet daai, ek voel as jy weet wat aangaan as 'n administrateur van die grond af, dan sal jy dit reg benader en reg hanteer. Dis moeilik om in 'n ding in te gaan as jy nie weet wat die ou op die grondvlak doen nie. En dit is, ek dink, wat 'n voordeel vir my is. Jou vrou Jonita is self betrokke en sy's op een van die komitees by ASA. Praat julle ooit oor enigiets anders in die huis behalwe atletiek? Ons het 'n reël, ons mag seker goed praat en dis net oor die dogter wat oefen. Want sy's op die bord van ASA en ons het ons ongeskrewe reëls wat sy mag met my gesels en wat ek met haar mag gesels, maar ons praat definitief. Sy gee vir my baie leiding as sy sien ek is op die verkeerde pad en dan sal sy gou-gou sê jy het in hierdie rigting gegaan, maar jy moes daai rigting gaan. Maar nee, ons praat baie hardloop en ek is geseënd om 'n gade te hê wat in dieselfde belangstel is wat ek belangstel. Kom ons praat vir 'n oomblik oor die tegniese dele of die meganiese dele van padwedlope en landloop en selfs baan- en veldatletiek. Wat vat dit om so iets behoorlik aan mekaar te sit? Waar begin mens heel bo? Goed, kom ek sê, ek gaan sommer die landloop gebruik as 'n voorbeeld. Hulle, as jy weet jy die datum, begin dit al 'n jaar terug. Wat jy moet besluit. Goed, ons gaan hom aanbied, die venue, jy moet sponsors kry, jy moet seker maak, het jy die regte mense om dit aan te kan bied en het jy die regte plek. En dan begin die beplanning. Dit is die klein goedjies, jy weet, jy moet met jou stadsraad onderhandel, jy moet met die mense in die omgewing onderhandel, en dan moet jy seker maak, al die provinsies weet waar en waar moet hulle slaap en wat gaan gebeur. En dan begin jy maar beplan. Jy kyk dat alles veilig en reg is, en jy maak seker dat die manne weet wat om te doen. Dan by padhardloop is dit maklik. Vir my is dit redelik maklik want gewoonlik doen die klubs dit. Die federasie gee maar toestemming en hulle gaan aan. So jy het regtig die klub doen letterlik vir jou al die werk. Jy maak maar seker hulle kom binne die reëls na. En dan gaan hy aan. Atletiek, ons het ongelukkig bietjie min atletiek wat ons aanbied. 3 byeenkomste 'n jaar. Ons stadion is nie volle standaard nie, maar ons gebruik hom soos wat ons kan. Gelukkig is help dit dat die stadsraad saam met ons werk om die stadion op 'n manier reg te hou. En dit is lekker om te sien met die atletiek. Ons het 'n paar ouetjies wat deurkom. Jy weet, ons 400 atleet kry nou Romein. Dit's 'n perfekte 400 meter atleet hierdie jaar deurgekom van skole af. So baie lekker. Atletiek, baan en veld lyk vir my juis van die buitekant af of dit besig is met 'n traject wat verskriklik skerp opstyg. Is dit so? Dis korrek. Ons was nou gelukkig 2 weke terug was dit die federasie se SA's en ons as provinsie het ook gesien dat ons atlete het ewe skielik waar ons besluit het of aangeneem het ons gaan omtrent so 3 na 4 medaljes kry. Ons is 'n klein provinsie maar 'n groot provinsie. Het ons 10 medaljes gekry. Ons was 7de van 17 provinsies, wat nogal vir my 'n baie goeie aanduiding is dat atletiek definitief 'n opwaartse kurwe het. Die atlete is definitief daar, hulle is nie soos party ouens sal sê 60-60, die ouens dink is gemaklik en hulle kan vinnig
regkom, maar die ouens oefen hard. Ons het 'n paar klinieke wat aangebied word deur skole en dit help om ons atlete top te kry. Wat is een van die of twee van die groot struikelblokke as mens so iets aanbied? En ek praat regdeur van landloop af al die pad deur tot by pad. In my provinsie struikelblok is afstand. Ons afstand is baie ver. Jy weet, jy kom bo van Kreerwiltuin af op tot Bronkhorstspruit en om ouens rond te ry. Meeste van ons atlete is minder gegoede atlete en daar's nie altyd 'n bus of 'n taxi wat hulle kan vervoer nie. En fondse is nie altyd daar om hulle rond te ry. So ons probleem is maar meer die vervoer en om atlete by 'n plek te kry. En jy kan nie altyd soos 'n universiteit almal by een plek bymekaar kry nie. Ons kan hulle slegs bymekaar kry, jy weet, as ons die dag die wedloop hardloop. As ons kyk na julle Cosmos 3-in-1 wat so 'n paar weke terug was, die grootste inskrywings, dit was absoluut asemrowend om te sien, Paul. Hoe kry julle dit reg? Want daar was 8000 atlete op jou einde. Daardie wedloop is my vlaggenskap. Daai wedloop het so maklik 25,000 mense. Vir ander ouens kry hulle dit op een byeenkoms, maar vir ons is dit een van die grootes. Dit gaan oor bemarking en omdat die ouens dit so perfek aanbied. Alles is reg, die waterpunte is reg, die roete is weg. Die kommunikasie van daardie klub na die atlete toe is baie goed. En ek dink dit is net 'n groot vibe van almal wil hom hol. As hy 73 kilos op die dag voltooi het, voel hy het 'n komrits gedoen. En ek dink dis die aantrekkingskrag is daai 73 kilos. Dis 'n massiewe wedloop. Laastens, Paul, met Loskop wat vir julle voorlê, dis so oor 3 weke van nou af, dis 50. Wat doen mense in hierdie laaste paar weke soos jy nou regmaak vir so 'n grootte, weer eens 'n grootte vir julle in die provinsie? Ja, ek dink vir die ouens wat die Loskop toe gaan, sal hierdie die laaste naweek wees wat jy bietjie ver gaan hol, maar nou nie teen jou 100% jou pas nie. Ja. Maar maak seker dat jy reg is, maak seker dat jy jou buskaartjie en alles geboek het vir die Loskop soontoe en terug en kon geniet hom. Ek dink is 'n wonderlike tyd vir ons want die Loskop is ook een van ons vlaggenskap wedlope en ek dink jy sal self daar wees, ons sal jou daar kry. Maar ek dink die Loskop moet jy nou net rustig wees en nie te veel hardloop voor hierdie wedloopie nie. Paul Bester, altyd goed om jou te sien. Baie dankie vir jou tyd, sterkte vir jou en die provinsie. Dankie. Waardeer jou tyd. So maak so lank 'n koppie koffie, ons is nou weer terug en dan kan jy besluit of jy soos jou gunsteling popster sal wil aantrek. Ek wonder wie dit sal wees. Freddie Mercury, John Paul Young. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Live in the moment, not in the worry. With comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom.
Musiekfeeste is 'n kans om aan te trek soos jou gunsteling popster. Maar hoe trek jy aan vir 'n fees sonder om styl net vir gemak te verruil? En hoe maak jy seker jy lyk die hele dag nog vars en stylvol? Ons gesels nou met Lorraine Olivier en Michelle Howell van Style and Makeup Effect wat vir ons gaan wys hoe om die perfekte sogenaamde festival look te skep. Julle, ek is baie opgewonde oor hierdie gesprek. Ek kan nie wag vir 'n paar wenke nie, so baie welkom. Dankie Elsa. Goed, wat is die eerste ding wat 'n mens moet oorweeg wanneer 'n mens so uitrusting kies vir 'n fees? Ek dink die belangrikste is om eers uit te vind waar is die fees. Is dit binne, is dit buite, is dit op gras, is dit op klippe, sodat jy nog steeds jou persoonlikheid kan behou, maar nog steeds prakties kan wees. En natuurlik ook die tema van 'n fees neem ek aan, né? Ja, daar's baie feeste in Suid-Afrika. Ons het nog 'n lekker verskeidenheid. Ons het kosfees, ons het wynfeeste, ons het musiekfeeste. So ja, daar's lekker verskeidenheid en dan is daar ook soos ultra sulke tipe feeste waar mense regtig vir all out gaan. Hulle boek partykeer make-up artists vir sulke geleenthede. Dit is so. Michelle beaamde, het hulle jou al gekontak, Michelle? Wel, ek het 'n klein sussie wat elke jaar ultra toe gaan en sy boek my om haar hare, make-up en styling te doen. So dit is iets waaraan ek baie gewoond is. Dis 'n hele ding, dis 'n uitstapping. Goed, so ek dink die belangrikste is hoe balanseer 'n mens dan nou styl en gemak by 'n fees? So my grootste wenk is om een item te kies wat bietjie meer stylvol te wees of stylvol is en jou uitrusting meer gemaklik te hou. So 'n mens kan lekker rondspeel. Jy kan 'n all black outfit dra en miskien 'n mesh toppie soos die wat ek nou aan het, maar een wat steentjies op het. Jy kan met jou grimering speel en jy kan baie stene op jou gesig plak as dit is hoe jy jou statement wil maak, of jy kan met jou hare speel. So met jou hare kan jy baie doen. Ek dink 'n mens kan so all out gaan as dit kom by feeste. Ek hou daarvan om my hare uit my gesig uit te hou as ek by 'n fees is, want ons niks so irriterend soos mense hare wat die hele tyd in jou gesig is as jy probeer jouself geniet nie. So ja, ek sal sê hou jou uitrusting gemaklik, maar add ietsie wat 'n bietjie van 'n statement is, of dit nou jou hare of jou grimering of 'n baadjie is wat bietjie bling. Dit is my wenk. Ja, dit klink vir my asof die geheim in die detail lê. Absoluut. As mens dit so kan stel. Okay. Nou hoor ons gereeld van die sogenaamde must-have items. So, wat sou julle uitsonder vir enige feesuitrusting? Want ek sou sê 'n sonbril. Sonbrille definitief. Dankie. Yes. Ja, en daar's ook 'n verskeidenheid van sonbrille. Maar ook belangrik, daar is sonbrille wat by sekere gesigtipes pas. So ek sê altyd as jy 'n ronde gesig het, gaan vir meer hoekige sonbrille en as jy 'n hoekige gesigshape het soos 'n square of 'n diamant shape, gaan dan meer vir 'n ronde sonbrille. Maar dan sal ook soos retro sonbrille en daar's brille met verskillende kleure glasies, maar ook 'n must-have item definitief vir my is either a crossbody bag, want jy wil nie 'n groot handsak daai nie. Ja. En dan ook goed soos hoede. Speel lekker met hoede en bandanas en bring accessories in, hair clips en al sulke goedjies waarmee jy bietjie kan net jou outfit opzoos. Wil jy iets byvoeg? Ja, ek hou van 'n sonbril, iets vir my wat ook 'n must-have is. Ek is iemand wat vinnig kan koud kry, so in die aand, ek hou van iets lig wat ek net weer kan add later die aand as dit koud raak. En watter soort skoene sal julle aanbeveel vir 'n fees? Want 'n mens wil weer eens gemaklik wees. Definitief nie nuwe skoene nie. Yes, dit is die grootste wenk wat ek kan gee. Ek dink baie mense koop nuwe skoene en hulle neem nie in ag dat nuwe skoene vir jou blaase gaan gee nie. So dit is een ding. En ek sal sê gemaklike skoene want jy gaan baie loop, jy gaan baie staan, jy gaan lekker dans meeste van die tyd. So ek sal sê iets wat gemaklik is. En as 'n mens 'n sneaker gaan kies, moenie iets kies wat uit 'n materiaal uitgemaak is soos 'n canvas nie. Kies eerder iets wat 'n mens kan afvee na die tyd of lekker kan skoonmaak, want as dit 'n materiaal sneaker is, hy gaan in die asblik opeindig. Maar 'n lekker gemaklike boot is ook goed. Ek persoonlik hou nie van 'n oop skoen by festivals nie, bloot vir die feit dat daar risiko is dat mense op jou voete gaan staan en sulke tipe goed. So ek hou nie daarvan nie. En ek sal ook nie hakskoene aanbeveel nie. Glad nie iets met 'n hakkie of 'n wedge even. Dit
lyk dalk mooi, maar dit gaan net 'n uur mooi wees en dan gaan jy daai skoene uittrek. Absoluut. Want jy gaan eerder dan coldfoot wil gaan as wat jy ongemaklik is. Nou, jou gemoed gaan nie so mooi wees nie. Definitief nie. En ek het al 2 van daai foute gemaak, want ek het een keer nuwe stewels of boots aangeskaf, want dit was toe ek nou nog feeste gedek het. En my voete was so seer gewees en dieselfde was met daai sneakers wat ek nie in ag geneem het nie. So ek kan dit heeltemal beamoen. Ja, en jy kry mooi sneakers, so jy hoef nie noodwendig op te dress op jou shoes nie. Hou daai vir ander geleenthede, maar jy kry die mooiste sneakers wat ook rhinestones en stinkies en goedjies op het. So gaan dan vir ietsie soos dit wat nog steeds gemaklik is. Absoluut. Nou, hoe kan iemand 'n eenvoudige uitrusting meer festival ready maak? Definitief deur jou bykomstighede. Ek sal sê sonbrille en dan ook weer eens bring verskillende hoede in, veral as dit 'n buite-event is. Jy wil nie deur die son gebrand word die hele dag nie. So ek sal sê definitief 'n hoed of dan 'n bandana. As jy net 'n kopband of ietsie om jou hare sit, dit maak dit meer festival en dit maak dit bietjie meer funky. En watter mode neigings of tendense sien ons op die oomblik by feeste? So ek dink iets wat al vir 'n rukkie baie trendy is daai bouhou tipe look. Ek dink baie mense hou daarvan om die bouhou look te doen. Cowboy boots is baie in by festivals nou so daar. So ek dink dit is ook 'n groot trend op die oomblik. En dan natuurlik Zara Lawson het die colorful tipe looks ingebring met die kleurvolle grimering en die kleurvolle uitrusting. So ek dink dit gaan ook 'n groot trend wees by festivals. Om lekker te kan speel met kleur. Absoluut. Ja. Wat is algemene stylfoute wat mense maak wanneer dit kom by feeste, behalwe nou vir die verkeerde skoene wat hulle kies? Ek dink die grootste fout wat enige vrou kan maak is om 'n groot handsak saam te vat. Ja. Daai handsak gaan iewers rond lê, hy gaan swaar word, hy gaan in jou pad wees en jy gaan hom later net wil iewers neersit. So vat jou selfoon en vat jou bankkaart of sit jou banking app ewen op jou foon en kry 'n mooi crossover sakkie wat eerder daarby gaan as wat jy die groot handsak het en later is hy net eintlik in die pad. Iets wat ek dink 'n groot fout is wat meeste mense maak is hulle sit styl bo gemak. Ja. En ek dink jy moet regtig in ag neem dat jy gemaklik wil wees, jy wil kan rond beweeg, jy wil nie voel jou klere is restrictive nie. So al wil 'n mens mooi lyk, as jy gemaklik voel, gaan jy ook jouself meer geniet. Ja, moenie overdress nie. Ek dink vind regtig uit waar is die geleentheid en wat is die geleentheid en gaan gepas by die geleentheid. Soms wil 'n mens gaan sokkie op die verhoog ook, jy weet, dit Ja, gebeur dit is wat jy gewoonlik doen. Goed, net vinnig ons het 'n paar sekondes oor, maar hoe kan 'n mens vroulik en stylvol lyk sonder om te hard te probeer? Deur die accessories by te sit. Yes, ek sal sê styling, net hoe jy jou make-up en jou hare doen en alles bymekaar sit. Ek dink julle het baie goeie en praktiese wenke gedeel. Ek wens ons het meer tyd gehad want ek sou graag wou weet hoe kan ek soos Lady Gaga lyk? Jy weet wanneer ek weer 'n fees besoek. Maak 'n konsultasie af. Goed, ek gaan nou afspraak maak en dan kan julle vir my 'n bietjie meer wenke met my deel, maar baie dankie vir julle tyd vanoggend. Dankie. Goed, ons hoop jy weet nou teen die tyd hoe om stylvol vir 'n fees aan te trek. Net hierna gaan ons voort met vanoggend se fees hier by Goeiemôre Good Morning, wanneer Bartu in die ateljee kuier. So bly ingeskakel want hy deel nou nuwe musiek. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom
Ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Ons het pas dan die musiekvideo vir Bartie se nuutste enkelsnit Swarte Krag gekyk en hy is ook hier by ons. Goeiemôre. Goeiemôre, good morning. Lekker. Ek is bly die Swarte Krag hou jou nou vir eers net daar op die stoel bietjie stil sit. Voordat ons by dit uitkom, Pakkie Marlboro het nou onlangs ook goue status bereik. Ek het dit actually nie geweet nie. Jy breek hierdie staan my. Well done. Baie dankie. Baie geluk en ek dink dit moet nogal vir jou 'n goeie vuur in die hoed wees. Dit is nogal, ek moet sê, dis die eerste song wat ek actually bietjie van my hart gedeel het. So dis baie cool om te sien hoe die mense die song ontvang het. Dit is vir my baie special. Wow. Dis great. Baie geluk. Baie dankie. Ons gaan nou met fanfare hier instap en streamers en allerlei sulke dinge. Maar vir eers hou die Swarte Krag aan daai kant. Vertel vir my van die liedjie. Wat 'n lekker song. Ek weet die musiekvideo is so nice. Ag, dankie. Ja. Dankie. Met die musiekvideo het hulle my 'n bietjie rondgesleep. Soos julle nou gesien het ek baie rondgedryf daarso. Hulle het 'n tou in my belt vasgemaak en my belt se lissies het geskeur en hulle het my rondgesleep daarso. Ek was lekker blou. Dit was 'n lekker musiekvideo geweest om te skiet. Die song se konsep gaan baie oor nuwe liefde. Liefde wat mense nie regtig verwag nie. Daar's 'n aantrekkingskrag wat jy nie regtig kan help nie. Jy wil net aangaan met jou alledaagse lewe en hier's net hierdie krag wat jy trek. Daai onweerstaanbare aantrekkingskrag. Verseker. Is dit ook maar 'n bietjie persoonlike ervaring wat weer hier neergepen is? Dit is 180% en dit konnekteer so ongelooflik goed want ek en my dame, ons eerste date, het ons gaan skydive. So dit is nou die Swarte Krag. Alles konnekteer net so ongelooflik mooi. Gits, ek het nogal gedink 'n ou gaan eet pizza of iets wat jy regtig nou jy weet varkerig moet eet. Jy sê nee, kom ons gaan skydive of was dit daardie idee? Nee, kyk, jy moet verstaan dat ons kort ouens met moeite insit. Verstaan jy? As ons 'n mooi girl kry, dan moet ons al vashou. Verstaan jy? So, ons kan nie net pizza en koffie nie. Ons moet maar iets doen wat hulle sal onthou. En toe sê jy nee, wat hierdie eetjie gaan vir jou werk. En die Swarte Krag het daaraan gewerk. Jy werk nou saam met lekker mense. Ek meen Stefan van Huisteen, Nigeluduk, jy weet 'n lekker klomp skrywers, ouens wat produksie ook baie goed ken en bestuur. Hoe is dit vir jou om so saam met daai ouens te kan werk? Yes, dis 'n learning journey. Dit is ongelooflik en ek werk nou al vir 3-4 jaar saam met hulle. En ek meen elke liewe keer as ek hulle sien dan leer ek iets nuuts. Dit is vir my so cool om saam met hulle te gaan kuier. Al drink ons net 'n bier of ons sit net in gewone geselskap. Mens leer altyd iets nuuts. En nie noodwendig net in musiek en besigheid nie. Hulle is ongelooflike goeie familiemanne ook en goeie mentors in hierdie wêreld vir my, verseker. En dis die lekker, jy weet, 'n ou hoef nie net as 'n kunstenaar te leer rondom 'n mikrofoon of om 'n klankbord en goeters nie. Dis juist so, mense moet mekaar ook leer ken. 100%. Dan leer 'n ou meer van mekaar en die liedjies wat daar uitkom is ook net soveel beter. Exactly. En ek dink dit help ook baie met die boodskap wat 'n kunstenaar oordra, is die mense wat in sy lewe het. Verseker. Die gedagte vir die musiekvideo met 'n jy weet 'n werktuigkundige se garage en so. Yes. Was dit juist maar omdat jy gedink het met die props en goeders sal dit oulik wees met hoe die Swarte Krag kan beweeg en mense aantrek? Ja, 100%. Ons het maar gedink dit is 'n baie cool idee om nou as die krag te gebruik wat my aantrek en ek is super confused die hele tyd. En ek moet vir jou sê dit het baie geverg om dit nie boos te laat lyk nie. Want ons het dan toe ons begin skiet, toe verstaan ons o genade maar die hele kamer beweeg. Ja. Dit is bietjie creepy. So ek dink die happiness van die song en daarom daai heeltemal uitgeskei en hoe ons dit hanteer het is baie funny, maar ja, die hele konsep dan is net dat alles na haar toe trek. Dit is hierdie vreemde krag, maar ook 'n krag wat veilig voel. Ja. En op die einde van die dag
sodra my ry gaai deur tref en sy staan aan die ander kant van hom en maak hom oop, dan verstaan ek wat die krag was en hoekom dit so veilig voel. Wat jy daarvan gesê toe jy so opkyk, hallo? Ek was soos Ekskuus. Dis wat ek het nou teen die deur geval en sy kom in om te hoor wat is hierdie boei? Ek dink dis hoe mense motorfiets regmaak nie. Wat gaan hier binne aan? Ek sê ek soos En met dit wat hy ou probeer vasvang in 'n musiekvideo is ook maar eintlik wat hy ou as 'n metafoor sien vir hoe mense die liedjie moet geniet en sien ook, né? Nee, verseker. Lekker daai prentjie net. 100% en ek dink hierdie sang het ook baie plek vir mense se eie interpretasie wat vir my baie cool is. Right, so ons weet jy hoe die rondgetrekkery, dit was nou om die swaartekrag effek in die dinge te kry. En in die refrein sê ook ons is okay, ons sal gegrond bly want swaartekrag doen sy ding. Dit is nogal 'n sterk lyn. Wat beteken dit vir jou? Hy is sterk, maar dit is een van daai lyne wat ongelooflik diep klink, maar super eenvoudig is. Hy is plat op die aarde, dis op die grond. Dit is maar net 'n lyn wat sê maak nie saak wat in hierdie lewe gebeur, die besigheid gewys, drome gewys, familie gewys, maak nie regtig saak nie. Ons sal gegrond bly. Ons sal op ons twee voete staan. Ons weet in wie ons vertrou en dis die een daarbo en ons sal gegrond bly en opkyk as ons vra het en nie met mekaar beklei daaroor nie. Beautiful en 'n lekker noot om op af te sluit voordat ons natuurlik ook vir mense sê hy is van Vrydag af beskikbaar. Lekker. My vriend, nogmaals baie geluk. Gaan celebrate nou eers oor 'n pakkie Marlboro en maar laat die swaartekrag jou voete ook net hier op die aarde. Soos wat ons jou ken. Nou ja, dit is alwaarvoor ons kans het wat vanoggend aanbetref, maar ons is weer terug en jy wil daarop niks uitmis nie. Van my en die hele span sê ons vir jou, laat die swaartekrag jou net veilig hou, een kant hou, gaan geniet die musieke van môre af en ons is weer terug. Van my, tot volgende keer, bye bye.